Ag Here, ek wil vanoggend kom en ek wil net vir U dankie sê vir die voorreg dat ons U kinders kan wees. Dankie vir die voorreg dat U ons het, dat U droom oor ons, dat U vir ons lief is. Here, ek wil vra dat U ons sal help, dat wanneer ons hier uitstap, ons harte gesny sal wees, Here. Dat ons nie dieselfde sal wees nie. Ek wil vra, Heilige Gees, dat U sal sê wat U wil sê vandag en dat ons sal hoor wat U wil hê ons moet hoor vandag. Ek sit vanoggend en ek luister na so gedeeltelik na 'n gesprek tussen Johan en my ma terwyl hulle hier voor sit oor koninkryk en 'n ding val my op. Hulle het dit wel genoem en ek sit baie keer en dink, ek het my eie klein koninkrykie, ek het my eie gesin, ek het my werk, ek het my besigheid en jy sit en jy fokus die heeltyd net op besigheid en op gesin en op jou klein koninkrykie. En is interessant dat ons geroep is en ons sal dit nou in die skrif sien en dit val so mooi daarmee saam. Dit is vir my so lekker om te hoor dat die Here op dieselfde manier praat in dieselfde tye op dieselfde manier en dit gee vir my so 'n bietjie comfort want dan weet ek het dit nie heeltemal mis nie. Wat hy praat en hy sê jy moet gefokus wees op die koninkryk en jy moet inskakel en inbeweeg in jou rol in die koninkryk. En dit begin ek te sit en dink na die eerste kerke, the Church of Acts en ons praat van Remnant Church, waar die ouens gegaan het en 'n ding het my opgeval toe my ma vir my vra om Efesiërs 4 bietjie deur te gaan en vandag daaroor te praat. Praat dit van jy moet werk sodat jy na jou gesin kan kyk en die mense om jou. Dit is waar jou labor oor gaan. En ek dink altyd by myself, nee man, elke ou moet vir homself werk. Ek gaan vir myself werk en ek gaan soveel as moontlik spaar en myself treat. En ek begin te besef, as die woord van die Here sê, that my ways are not your ways, dan beteken dit, ons gaan, ek preek vir myself lekker vandag, hierdie Efesiërs 4 het my so laat dink en laat repent, want ek kom agter, my fokus is myself, my fokus is nie koninkryk nie, en as die fokus koninkryk is, en die Here sê, ons moet ons lewe neerlê, dan dink ek, ons gaan bietjie moet vir die Here vra, om vir ons 'n ander uitkyk te gee, op hoe doen ons lewe, want as ek kyk na die kerk, en ek kyk na die koninkryk, en die bevordering van die koninkryk, lyk dit maar vir my, ek weet nie of ek dalk die enigste een is wat dit raak sien nie, maar dit lyk nie vir my baie great nie. Dit lyk nie of die koninkryk van die Here bevorder word soos dit moet bevorder word nie. Dan vra ek myself die vraag af, wat doen ek verkeerd en waar moet ek instap om my deel te doen vir die koninkryk, wat ons die voorreg van het, want as jy hoor wat die woord van die Here sê oor koninkryk, hy sê we are joint heirs. So ons het die voorreg om 'n inheritance te hê van die koninkryk, maar van my, as ek oor myself dink en praat, dan dink ek, maar ek gee nie om daaroor nie, want ek het nog nooit gesit en dink, Here, okay, hierdie is my koninkryk, dit is u koninkryk, maar ek is 'n joint heir, ek het die voorreg om 'n kind van die Here te wees, en daar is sekere voorregte wat ek geniet. Jy weet, as die lekker ding van, ek kom kuier by my maale die naweek, en ek kan net die yskas oopmaak en ek het lekker seker 2-3 kg opgetel hierdie naweek. Want dit is 'n lekker tertjie hier en dis biltong en dit is om in my ma se huis in te stap is voorreg. Dit is 'n voorreg om in te gaan en met haar te sit en gesels. Dit is 'n voorreg om vanoggend toe ek deur my notas gaan, toe steek ek die vuur aan. Sit lekker voor die vuur en geniet die hitte van die vuur terwyl ek Dieselfde is so met die koninkryk. Ons het voorregte, maar ons access nie daai voorregte nie, want ons glo nie regtig, of ek praat nou oor myself, ek dink julle is dalk bietjie heiliger as ek, maar as ek oor myself dink, glo ek nie, dat ek regtig 'n joint heir is nie. Dit is 'n ding wat ek meer sukkel, dis 'n ding wat ek sukkel om te komprehend, jammer vir ek lag nogal, ek sê vir my ma vanoggend, ek moes my notas in Engels gedoen, en toe moes ek dit in Afrikaans, so ek was in die woordeboek ingewees om te kyk wat, ek is so, ek hoop dat ek beter in Afrikaans wees sal word, maar ja, dit is nou nogal 'n ding. So, kom ons begin, en ek wil vandag met ons praat oor, om ambassadeurs te wees. So, as ons kyk na die koninkryk, is ons veronderstel om
te praat oor die koninkryk, om, jy weet, dis 'n baie interessante ding as jy met 'n ou praat in besigheid, en hy is sê net maar, hy bou sê net maar karre. Daai ou gaan in die eerste paar sekondes vir jou sê, ja, maar hierdie kar, sy torque settings is so, hy kan dit doen, sy comfort en al hierdie goedjies is jy weet, as 'n mens praat daaroor, het hy soveel passion, maar wanneer ons praat oor die koninkryk, dan is dit net, nee, dit is vir die dominee, of dit is vir die pastoor om te praat, of dit is, ons besef nie, die dag as jy jou hart vir die Here gegee het, en ons gaan dit nou bewys in die skrif, is jy 'n minister? Is jy 'n ambassadeur? Dis nie asof jy een nog gaan word nie, jy is klaar een, en jy gaan dit met aanvaar en daarin begin loop. So, ons begin by Efesiërs 4 vers 1, en die opskrif daarvan sê, die eenheid van die kerk. Dit is die doel van Efesiërs 4. Dit praat oor hoe om eenheid te bereik in die kerk of in die liggaam, of hoe jy dit nou ook al wil sien. So, vers nommer 1. Ek druk julle dit op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien. Laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God af ontvang het. Toe ek hierdie skrif na kyk, toe dink ek vir myself, my lewe is definitief nie in ooreenstemming met die roeping wat ek ontvang het van die Here. Nou, ek is 'n ou wat nie daarvan hou om alleen te preek nie, so ek gaan 'n paar vrae vra, so ek gaan julle nou nie uitwys nie, maar ek dink hier's ouens wat die skrif heel wat beter as ek ken, so ek sal graag wil hê dat julle net interact met my. Piet kan daar agter maar weer vir my 'n 7 of 'n 8 wys as hy regtig sou wou, net om te kyk waar ek is. So, as ek met julle praat oor roeping, wat is die eerste ding wat opkom as ek praat oor roeping? Is daar iemand wat graag sou wou? So, roeping is 'n stem, dit is iemand wat vir jou sê om iets te doen, of vir jou sê wie en wat jy is. Ons is baie keer as jy wedergebore word, het die Here vir jou, jy sal sien in die Bybel is dit baie keer, het hy 'n naamverandering, of 'n identiteitsverandering. So dit is iets wat vir my belangrik is. Ek het eers die guts gehad 3 jaar terug om met die Vader te sit en praat en vir hom te vra, wie sê u is ek? En toe hy vir my sê wie ek is, toe ek vir so 2 weke stil en kon nie lekker praat nie, en is so 'n bietjie weggeblaas, maar dit is, as ek kyk na hoe my lewe en my natural inclinations is dit baie dieselfde as wat die Here vir my gesê het, my identiteit is, en ek het dit nie eers agtergekom nie. So, julle sal sien, ons gaan bietjie later praat oor giftings, en die Here het vir elkeen sy eie giftings gegee. Ons is, soos wat ons eie fingerprint het ons elkeen ons eie giftings, maar ons gaan nou daarby uitkom. Is daar nog iemand wat wil iets sê oor wat kom by jou op as ek sê roeping? 'n Doel, baie goed. Dis iets wat 'n mens moet doen. So as ek sê nou maar vir jou sê, ek wil hê Botawil moet skoon gemaak word, dan beteken dit nie jy gaan 'n staffie waai en dan is Botawil skoon nie. Dit beteken jy gaan moet kom en jy gaan vir iemand moet sê, hoorie, so het jy 'n bakkie, het jy 'n besem, het jy 'n wa, het jy 'n paar ouens wat kan help, en kom ons maak Botawil skoon. Is dit nie so nie? Is dit nie 'n roeping nie? In die koninkryk is dit presies dieselfde ding. Ons elkeen het 'n funksie en ons elkeen het 'n werk. Maar die probleem wat ongelukkig in die liggaam op hierdie stadium is jy gee jou hart vir die Here, en dan is jy so gemaak en so gelaat staan. En jy gaan jou hele lewe deur en jy sê vir jouself, maar ek is 'n Christen. Ek hoef mos nou niks meer te doen, die Here het alles op die kruis gedoen. Nou wat van sy koninkryk promote? Ons gaan nou deur 'n paar goedjies werk van wat 'n ambassadeur regtig is. So 'n ambassadeur, toe ek nou gaan sit en dink oor 'n ambassadeur, toe weet ek nou nie lekker, wat is dit nie? Toe gaan ek nou na Google wat bietjie meer geleerd is as ek, en Google sê die volgende: 'n ambassadeur is die hoogste diplomatieke amptenaar wat sy land amptelik in 'n ander land of by 'n internasionale organisasie verteenwoordig. Die term word egter ook oordragtiglik in 'n oordragtelike sin gebruik vir iemand wat 'n sekere saak, 'n sekere organisasie of 'n lewenstyl entoesiasties verteenwoordig of bevorder.
toe ek hierdie woord entoesiasties sien, toe sê ek vir die Here, weer eens is ek jammer, want as ek dink om in die koninkryk te werk of vir die Here werk te doen, is ek glad nie entoesiasties nie. Dit voel vir my meer soos 'n burden. Ek weet nie of ek alleen ek die enigste een is nie, maar baie keer sit en dink ek, Here, U het nou weer vir my 'n las gegee. Ek moet nou bid vir hierdie persoon, of ek moet met daai persoon gaan praat, of ek moet hier vir iemand iets doen, en daar staan iemand, 'n arme weer wat mee moet gehelp word. Here, hoekom is hierdie las so swaar wat ek moet dra? As ek kyk na wat 'n ambassadeur is iemand wat trots is op dit wat hy doen en dit wat hy voorstaan. En ek bid vandag, en ek kom sommer nou en bid en sê, Here, ek wil vra dat U my asseblief sal help, dat ek entoesiasties sal wees oor U koninkryk. Ek wil vra dat U vir my 'n liefde vir U koninkryk sal gee. Ek wil vra dat U vir my 'n aanvaarding sal gee dat ek deel van U koninkryk is, sodat ek 'n liefde vir dit kan kry en sodat ek entoesiasties sal wees om dit te promoveer. Ek vra dit in Jesus naam asseblief. Alright, so nou is ons daar by wat behoort 'n ambassadeur te doen. Jy weet, almal praat nou ambassadeur en dis nou so 'n hoogs amptenaar en hy het al hierdie voorregte. En ek wil gaan en ek wil vir ons lees 2 Korintiërs 5 vers 18 tot 20. Ons almal ken dit baie goed. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van versoening toevertrou. So een van die eerste goeders wat 'n ambassadeur doen is versoening. So daar is iets wat nie lekker is nie. Dit beteken daar is ouens wat bietjie kop stamp en ouens wat nie lekker weet hoe om saam met mekaar te werk nie. En daar gaan iets versoen moet word. Ons is in sonde gebore. Die versoening tot die Here is om uit te werk hoe om van sonde af by hom uit te kom en hoe om minder sonde in ons te kry en meer soos hy te lyk. Dit is wat die woord hier bedoel met versoening. Die boodskap van versoening bestaan daarin dat God deur Christus die wêreld met hom versoen het en die mense hulle oortredinge nie toereken nie. Die boodskap van versoening het hy aan ons toevertrou. Ons tree dus op as gesandte van Christus en dit is God wat deur ons beroep op julle doen. Ons smeek julle namens Christus, aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Hierdie was vir my so beautiful geweest toe ek hierdie gelees het. Hy sê ek beroep julle, so die Engelse woord vir dit is I implore you. Dit is om jou letterlik te gryp en jy weet hulle gryp iemand aan die skouers en ruk hom en sê vir hom luister vir my asseblief, hierdie is 'n baie ernstige saak. Aanvaar die versoening met God wat hy bewerk het. Hoeveel keer het ek nie al gegaan nie, en ek weet nie van julle nie, wat ek gesê het, nee, dit is vir iemand anders. Fransie is 'n baie goeie prediker en sy moet bid vir die mense, ek kan nie bid daarvoor nie. Hoeveel keer het ons al gekom en gesê, Fransie, of Willa, of wie ook al ons in hoë Piet, kom bid by ons huis asseblief, dinge gaan nie lekker nie. Hoeveel keer het ons al gaan sê, nee Here, ons kan nie met hierdie persoon praat nie, of ons kan nie vir hom bid nie. Want ons is nie goed genoeg nie. Ons het nie sy versoening aanvaar nie. Ek sit gisterand en dit is vir my 'n worsteling en ek weet nie hoekom nie. Ek is normaalweg is dit maklik om vir mense te bid. En my ma is in die kamer en die Here sê vat olie en gaan salf haar en bid vir haar. En my heel eerste ding wat ek vir die Here sê is Here, nee, maar sy is heelwat meer geestelik as ek. Ek hoef nie vir haar te bid nie, sy is gecover. En die Here sê nee, ek het vir jou gesê gaan en gaan bid. Hoeveel keer het ons al vir die Here nee gesê wanneer hy iets gedoen het? Ek ry van Johannesburg af hiernatoe en ek is haastig ek op my male uitkom. En toe ek so verby Vredefort kom, toe sê die Here vir my, kyk net jou spoed. Ek wil hê jy moet op die spoed. En ek sê Here, maar die spoedgrens was 100 gewees. En ek sê Here, maar ek kan eintlik 130 ry want jy weet 120 plus 10 en die Here sê die spoed is 100. En ek sê Here, maar hulle het dit verkeerd gehad, die borde moes 120 gewees het, hier is nie baie mense nie, nou redeneer ek so met die Here. Ek weet nie of julle met die Here redeneer nie, maar ek redeneer nogal baie met hom. En hy sê ek wil spesifiek hê jy moet 100 ry asseblief. Nie 110 nie, ry 100 en sit jou cruise control op 100. Ek weet nie wat hy my beskerm het daarvan nie, maar ek weet daar was 'n doel gewees.
daar moes iets gewees het wat dalk gewag het en gelukkig het ek ingegee. Dis goed om met die Here te redeneer. Ek dink dit is 'n persoonlike verhouding, maar die ingee is die belangrike gedeelte daarvan en ek sukkel partykeer daar, maar ek sukkel partykeer as die Here vir my iets sê om in te gee. So ek kom weer eens in. Here, ek bid en vra dat U ons sal help om meer in te gee, om meer te luister wanneer U met ons praat. So aanvaar die versoening. Dit is 'n ding vir my wat ek nog nooit so raak gesien het nie, om sy versoening te aanvaar. My ma se favourite skrif en myne seker ook is Filippense 2 vers 13 waar die Here sê hy sal in ons werk sodat ons sal wil sy goeie pleasure doen. Dit is hy wat alles doen. Hy het ons gevind. Hy het ons gehelp. Hy lei ons. Hy kry ons waar ons moet wees. Dis nie ons oulike maniere nie. Dit is hy wat ons gekry het. Vanoggend waar jy hier sit en hier in hierdie kerk sit, het die Here met jou gepraat en gesê, ek wil hê jy moet vanoggend hier wees, ek het 'n ontmoeting met jou, ek wil met jou praat. Ek wil dinge verander in jou. Dis altyd hy. Die eerste kerke het net so gesukkel met dit. Jy weet, ons sit en dink altyd nee, dit is nou net in hierdie tyd. Maar hierdie is 'n ding wat van die begin van die wêreld afkom. Ek meen as jy kyk na die mense toe God gesê het, ek wil julle God wees. U is nie goed genoeg nie, ons soek 'n koning. Dit is te moeilik om met u, ons kan nie indink. Toe Jesus gesterf het aan die kruis, presies dieselfde ding. Hy het die hoëpriester geword. Ons het gegaan en gesê, nee, ons wil liewer 'n pastoor hê. Ons wil liewer 'n dominee hê. Dit is te moeilik. Ons het liewer iemand wat ons kan sien, wat ons meer kan relate in plaas van hom. Dis 'n menslike ding en ek vra die Here dat hy asseblief sal kom en dat hy ons sal verander, dat ons sy versoening sal aanvaar, wat beteken om hom te aanvaar en met hom 'n verhouding. Versoening is 'n verhouding. Ons sal nou 'n bietjie later deur hierdie goeters gaan en sien dat versoening is nie sommer net iets wat net maklik kom of goedkoop kom nie. Versoening kom met tyd saam spandeer. Versoening kom om respek op te bou. Dit is 'n hele klompie goeters wat jy moet deurgaan voordat jy daai voorreg kan hê. So, die woord ons beteken almal van ons. Ek het nou gesê bietjie vroeër dat nee, dis net die heilige mense wat kan bid en wat kan dinge vir die Here doen. Die Here gebruik die woord ons in daai skrif. Wat beteken dis almal van ons. Jy kan nie meer wegkruip agter iemand, jy weet, 'n ou soos Piet. Jy kan nie agter hom meer wegkruip en sê nee, maar jy moet dit nou gaan doen want jy het 'n nadere verhouding met die Here nie. Ons almal het daai voorreg om kinders van God te wees. En daarmee kom al die giftings en al die goedjies wat die Here vir ons het. Party ouens loop net 'n bietjie meer autoriteit want hulle spandeer tyd met die Here. Ek dink ons is op 'n tyd waar die Here ons roep en vir ons sê, asseblief, ek soek 'n nadere verhouding met julle. Daai wonderwerke en daai mysteries, ek en my ma praat, dis vanoggend gewees, praat ons, gisteroggend vanoggend, praat ons oor the mysteries of God. Ek het altyd gedink the mysteries of God is, jy weet, hy gaan vir my nou 'n nuwe besigheidsmanier wys sodat ek kan ryker word, of hy gaan vir my nou 'n ding hierso. The mysteries of God is him. It is all the little facets of him that he is showing you if you choose to spend time with him. Dis die mysteries. Dit is die goeders wat ander ouens nie weet nie. Dit is hoekom party mense kan rondloop en hulle kan met 'n smaal rondloop en hulle weet die Here is hulle voorsiener. Because that mystery they saw. Maar daai mysteries is nie parels vir die varke nie. Daai mysteries kom met 'n prys en is 'n voorreg om daai mysteries te verstaan en te ken. So, ambassadeurskap. Ek het toe nou gegaan en 'n bietjie gesit en kyk, en om 'n ambassadeur te wees is om mense te beïnvloed. So as iemand nie die Here ken nie, vir die Here te vra, Here, hierdie persoon, ek kan nie met hom dieselfde praat as 'n ander persoon nie. Hoe beïnvloed ek hom? Dis deel van daai verhouding wat jy met die Here het. Dis lekker om te sit by die Here en te sê,
Here, okay, hier sit ek nou voor hierdie ou, wat moet ek doen? Moet ek net stil bly? Of moet ek dalk iets sê? Of moet ek hom dalk net 'n druk gaan gee? Of hoe moet ek maak? Hoe beïnvloed ek hierdie persoon? Dit praat van the embodiment, die beliggaming, om die koninkryk joune te maak en op 'n positiewe manier uit te straal. Dit is iets wat ek nog nie lekker weet nie, toe ek hierdie preek uitgewerk het. Dis 'n mystery wat ek moet nog leer en verstaan, want ek weet nou nog nie hoe om die koninkryk deel te maak nie. So dis dalk 'n vraag wat ek vir julle wil stel. Wat sou julle sê is dit om die koninkryk jou eie to embody the kingdom? Wie wil dalk miskien vir my 'n wysheid daaroor gee? Ja, baie mooi. Ek sit baie keer en ek sit en kyk na as die springbokke op die veld, ek hou nogal van sport, so as die springbokke op die veld, die manier hoe hulle praat, die manier hoe hulle gekondisioneer is, die manier hoe hulle fokus, die manier hoe hulle daai kyk in hulle oë, kan jy dadelik sien, okay, hierdie ou is nie sommer 'n normale ou nie, dis 'n springbok, of dit is die fietsryers het 'n sekere manier hoe hulle loop, die squash spelers het 'n sekere manier hoe hulle dinge doen. Ek sit baie keer en dink en ek vra vir die Here dat hy my sal kondisioneer dat as ek in 'n kamer instap, dat ouens sal sê, okay, hierdie ou is van die koninkryk. Ons kan dit sien. Dit is die embodiment kom nou by my op. So ja, soos wat die lewe aangaan, hoop ek die Here sal my bietjie meer leer ten opsigte van dit. So, ons gaan Efesiërs 4 vers 2 tot 4 aan. Wees altyd beskeie. Dit is nou hoe 'n ambassadeur moet wees. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid van die Gees tussen julle wat die Gees tussen julle gesmee het, te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. Daar's net een liggaam, net een Gees, soos daar net een hoop is waartoe God julle geroep het. Hierdie 4 punte, beskeie, vriendelik, verdraagsaam en eenheid, is die laaste goedjies wat ek meer gaan deel vandag, en ek wil graag hê dat julle saam met my moet praat daaroor. So, wat beteken dit om beskeie of nederig te wees? Wat sou julle sê? Ja, hulle praat van om onpretensieus te wees, om nie iets voor te gee wat jy nie is nie. En dit beteken baie keer, ek sukkel nogal daarmee as daar 'n swakheid in my is, om in plaas van in waarheid te loop en te praat, probeer ek dit baie keer toe te maak, sodat mense nie kan sien wat ek steek weg dit wat ek op hierdie stadium as waarheid is. En dit is wat 'n community so sterk maak, dat wanneer ek kom en ek sê, luister, ek sukkel regtig met iets, ek lê myself oop, kan julle my asseblief help? Ek sien dit nogal baie as 'n act, daar's baie acts van nederigheid, maar dit is nogal 'n moeilike ene, want dit is 'n direkte trots wat jy aflê om te sê, ek het hulp nodig in hierdie situasie. Vriendelik en geduldig. Meekness is die Engelse woord. Dit is nou 'n baie oulike ding om te sê, maar 'n baie moeilike ding om te doen, veral as Benoni se elektrisiteitsafdeling afgebrand het en jy moet jou elektrisiteit betaal en jy het nou net gaan jag en jou hele vrieskas is vol vleis, en dan moet jy nou vriendelik en geduldig wees. Is nou nogal 'n moeilike ding, maar 'n nota wat ek gemaak het oor dit is meekness. Ek weet nie of julle die woord praat van the meek shall inherit the earth. Weet julle wat beteken daai woord meekness? Ek weet Piet weet, so hy mag nie antwoord nie. Wat sou julle sê beteken daai woord? Is nogal 'n baie stunning manier hoe die Bybel dit gesit het.
Meekness in daai opsig beteken, hulle sê the accomplished warrior that chooses to keep his sword sheathed. Dis nogal 'n baie mooi ding. Hulle het 'n analogy wat hulle gebruik, wat hulle sê dit is beter om 'n goeie vegter in 'n tuin te wees as om 'n tuinier te wees in 'n geveg. Dis snaaks genoeg meekness. So meekness beteken as jy kom en jy weet jy is slimmer as hierdie persoon, jy is dalk miskien ryker as hy en jy het 'n beter jy kan hom vernietig met dit wat jy sê of dit wat jy doen. En jy besluit om 'n servant te wees en te sê, luister, hoe kan ons hierdie ou serve? So in die geval van Ekurhuleni wat sy plek afgebrand het, in plaas van om ongelukkig te word, te sê, luister, is daar miskien iets wat ek mee kan help? Kan ek vir julle asseblief die as opvee of wat ook al, as die Here jou so sou lei? Verdraagsaamheid, dis 'n moeilike een. Dit beteken om geduldig en ruimhartig te wees. Dit is baie keer moeilik as mense dinge vir jou moeilik maak, en ek het 'n ding hier neergeskryf, daar's 'n prinsip wat ek in glo. Seek to understand before you want to be understood. Ek is nogal baie keer as ek in konflik met iemand is daar 'n ding wat ek wil die saak oordonder en ek wil gaan en ek wil my punt bewys, van my punt volgens myself is die beste. Ek glo baie keer, meeste van die tyd glo ek dat ek beter weet as enige iemand anders. Ek weet nie of julle daarmee sukkel nie,